Graad 4, enkelvoudige sin. Onderwerp, subjek. Gesegde, werkwoord. Voorwerp, objek. Taalstrukture en konvensies. Enkelvoudige sinne. Les 1. Enkelvoudige sinne is die eenvoudigste soort sin. Dit is 'n sin met net een werkwoord. 'n enkelvoudige sin bestaan uit 'n onderwerp, een gesegde wat 'n werkwoord beteken en 'n voorwerp. Kom ons kyk nou na die prent en ons maak 'n eenvoudige sin. Hier is 'n paar voorbeelde. Ek sny brood. My ma sny die brood. Ouma sny die brood. My suster sny die brood. Nou gaan ons een van die sinne kies om te verduidelik hoe die onderwerp, gesegde en voorwerp geïdentifiseer kan word. In hierdie sin is my ma die onderwerp. Sny is die gesegde en die brood is die voorwerp in die sin. Die onderwerp van 'n sin is gewoonlik 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord. Kom ons verander nou my ma in 'n voornaamwoord. In hierdie sin het ons die selfstandige naamwoord verander na 'n voornaamwoord sy. Die onderwerp is nou 'n voornaamwoord. Hoe identifiseer ek die onderwerp in 'n sin? Om die onderwerp in die sin te identifiseer, moet jy vra wie of wat verantwoordelik is vir die aksie wat plaasvind. Wie sny die brood? Die antwoord is my ma. Dit is dus die onderwerp. Die gesegde. Die gesegde dui op die aksie wat plaasvind. Dit is met ander woorde die werkwoord in die sin. Hoe identifiseer ek die gesegde? Ek gebruik die woord wat. Wat doen ma? Ma is die onderwerp in die sin. Wat is die antwoord? Ma sny die brood. Die woordjie sny is dus die gesegde. Die voorwerp. Hoe identifiseer ek die voorwerp in 'n sin? Om die voorwerp te identifiseer, moet jy vra, wat word gesny? Die antwoord is, ma sny brood. So die voorwerp in die sin is brood. Die voorwerp van 'n sin is gewoonlik 'n selfstandige naamwoord. Kom ons kyk nou na nog 'n eenvoudige sin. Papa kap die hout. Of Johan kap die hout. Of hy kap die hout. Die onderwerp van 'n sin is gewoonlik 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord. Om die onderwerp te identifiseer, vra ons wie. Wie kap die hout? In die sin is die onderwerp dus die woordjie papa.
Die gesegde. Wat doen papa? Die antwoord gaan wees kap. So die gesegde is die woordjie kap. Die voorwerp in die sin. Ons vra, wat word gekap? Die antwoord is, hout word gekap. So die voorwerp in die sin is, hout. Hoe kan ek 'n enkelvoudige sin langer maak? Die onderwerp en voorwerp van 'n enkelvoudige sin kan langer gemaak word deur woorde te gebruik wat ons meer van die persoon, dier of ding vertel. Woorde wat ons meer vertel van 'n persoon, dier of ding word byvoeglike naamwoorde genoem. 'n Selfstandige naamwoord is meisie. 'n woord wat die meisie beskryf, byvoeglike naamwoord, is dus 'n mooi meisie. Of ons kan sê 'n pragtige meisie. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Die polisieman red die baba. Die selfstandige naamwoorde in die sin is polisieman en baba. Ek gebruik woorde wat die persoon beskryf. Wat noem ons hierdie woorde? Byvoeglike naamwoorde. Kom ons kyk na die sin en dan kyk ons watter woorde kan ons voor die selfstandige naamwoorde gebruik. Die polisieman. Watter woord kan ons voor polisieman gebruik om hom te beskryf? Die dapper polisieman. Kan julle nog aan ander woorde dink? Die groot polisieman. Kom ons kyk, wat kan mens voor die woord baba gebruik? Watter byvoeglike naamwoord kan ons voor die woord baba gebruik? Die oulike baba. Of nog ander woorde wat ons kan gebruik is die mooi baba, of die klein baba, of die groot baba. Die dapper polisieman red die oulike baba. Soek nou die regte woord wat jou meer vertel van die onderwerp in die volgende sinne. Kom ons kyk na die woorde wat ons kan gebruik. Warm, stomp, siek, ryk, slim. Kom ons kyk na die eerste sin. Die vrou is by die dokter. Watter van hierdie woorde kan ons gebruik om die vrou te beskryf? Wat gaan doen mens gewoonlik by 'n dokter? Ons gaan dokter toe as ons siek is. So die siek vrou is by die dokter. Kom ons kyk na sin nommer 2. Hierdie mes wil nie sny nie. Watter woord gaan ek gebruik om die mes te beskryf? Die stompmes. Daardie man het baie huise. Watter woord gaan ons gebruik om man te beskryf? Daardie ryk man het baie huise. Nou gaan ons kyk hoe ons 'n enkelvoudige sin kan langer maak
deur woorde voor of na die gesegde of die werkwoord te skryf. Woorde wat ons meer vertel van die gesegde of die werkwoord in die sin word 'n bywoord genoem. Ons gebruik woorde wat die antwoord gee op vrae soos wanneer, waar en hoe. Die kind sit waar. Ons vra die vraagie, waar sit die kind? Die kind sit by die tafel. So ons het woorde bygevoeg om te sê waar die kind sit. Die kind sit by die tafel. Ons gebruik woorde om 'n sin langer te maak deur op vrae te antwoord soos wanneer, waar en hoe. Nou gaan ons die sin die kind sit nog langer maak deur te vra hoe sit die kind? Die kind sit stil by die tafel. Nou gaan ons die sin nog langer maak deur die vraag te vra wanneer sit die kind? Die kind sit elke oggend stil by die tafel. Onthou, 'n bywoord beskryf die werkwoord. Die vraagies wat ons vra, gee vir ons 'n bywoord van plek, bywoord van tyd en bywoord van wyse. Die vraagie waar, bywoord van plek. Die vraagie wanneer, bywoord van tyd. Die vraagie hoe, bywoord van wyse. Nou kom ons kyk na die volgende woorde. Nou kom ons kyk of ons kan sê watter bywoord ons hier gebruik. Stadig. Ons vra hoe. Dis die bywoord van wyse. Volgende week. Wanneer. Bywoord van tyd. In Kaapstad. Waar. Bywoord van plek. Voor die klas. Waar. Bywoord van plek. Met 'n byl. Hoe. Bywoord van wyse. Vroeg. Wanneer. Bywoord van tyd. Op die bed. Waar. Bywoord van plek. Saans. Wanneer. Bywoord van tyd. Bywoord van plek vra ons waar. Bywoord van tyd vra ons wanneer. Bywoord van wyse vra ons hoe. Kom ons maak die enkelvoudige sinne langer deur 'n woord of woorde by die gesegde of die werkwoord te voeg. Ons soek die woorde in die geel blok wat die sinne gaan langer maak. Kom ons kyk na sin nommer 1. Dewald kuier by sy ma. Wat is die werkwoord in daardie sin? Kuier. Ons onderstreep die woord kuier. Sin nommer 2. Papa kap die hout. Wat is die werkwoord? Kap. Ons onderstreep die werkwoord. Sin nommer 3. Uile vlieg. Wat is die werkwoord? Vlieg. Onderstreep die woord. Nommer 4. Al die kinders staan. Wat is die werkwoord? Staan. Onthou om elke werkwoord in die sin te onderstreep. Sin nommer 5. Ouma gaan saans slaap. Wat is die werkwoord? Slaap. Die skool sluit. Sin nommer 6. Die werkwoord is sluit. Sin nommer 7. Die seun loop. Wat is die werkwoord? Loop. Sin nommer 8. Die kind lê.
Wat is die werkwoord? Lê. Nou gaan ons kyk watter sin of frase pas in die sinne in. Kom ons begin by sin 1. Dewald kuier by sy ma. Ons vra, waar kuier Dewald? Dewald kuier by sy ma in Kaapstad. Sin 2. Papa kap die hout. Ons vra, met wat kap papa die hout? Kyk of jy die antwoord kan kry. Papa kap die hout met 'n byl. Sin 3. Uile vlieg. Ons vra, wanneer vlieg uile? Uile vlieg saans. Sin 4. Al die kinders staan. Ons vra, waar staan die kinders? Kan jy die antwoord kry? Al die kinders staan voor die klas. Sin 5. Ouma gaan saans slaap. Ons vra, wanneer gaan ouma slaap? Ouma gaan saans vroeg slaap. Sin 6. Die skool sluit. Wanneer sluit die skool? Die skool sluit volgende week. Sin 7. Die seun loop. Ons vra, hoe loop die seun? Die seun loop stadig. Sin 8. Die kind lê. Ons vra, waar lê die kind? Die kind lê op die bed. Onthou, wanneer ons bywoorde byvoeg, is dit altyd in 'n sekere volgorde. 1 is tyd, 2 wyse en 3 plek. Kom ons lees die sin. Jan loop elke oggend vinnig skool toe. Elke oggend sê vir ons die tyd. Vinnig vra is die wyse, hoe loop hy? En laaste is die plek. Jan loop elke oggend vinnig skool toe. Die werkval of werkvalle wat by die les gebruik kan word, kan afgelaai word by www.leerafrikaans123.co.za.